Okay, so ons gaan nou so 'n tipiese elektrodinamika vraagie doen oor generators en dan gaan ons enetjie doen oor motors. So julle gaan sien in hierdie afdeling is daar nie, daar kom aan die einde met wisselstroom kom daar bietjie somme en berekeninge, maar hierdie afdeling is regtig eintlik maar meestal teorie. En hierdie is 'n tipiese vraag van goedjies wat hulle nou vir jou sal vra in hierdie werk. Net so terloops onthou hierdie, julle is nog graad 11, maar hierdie is eintlik graad 12 werk, want van die skole begin nou al van die graad 12 werk in graad 11 inbring. So dis regtig net jou teorie. So my voorstel is, of nie my voorstel nie, maar in die boekie, wat julle in die studiehulp vir volgende jaar, julle kan dalk oorweeg om hom nou aan te koop, want al die opsommingsevoeters van die gebruike, die voordele, die nadele, die komponente en als vir die generators en vir die motors en goeders is hierso, met die opsommingkies, want hulle vra die hele tyd dieselfde tipe werk oor en oor en oor, en jy sal sien in hierdie voorbeelde wat ek gebruik het uit die eindeksamen vraestelle, want hierdie is als eindeksamen werk, so jy kan die beste manier om voor te berei daarvoor is met eindeksamen vraestelle, gaan jy sien, as jy nou al by die derde een kom, dan is dit dieselfde tipe vraag oor en oor en oor. So as jy hierdie tipe goed soos hier goed ken, dan behoort jy redelik goed te doen. So kom ons kyk gou eers na die generators. Nou sê hulle vir jou, daarso is 'n lekker sketsie, en hulle sê vir jou, hierdie is 'n wisselstroom opwekker, onthou 'n opwekker is 'n generator, né? Dan sê hulle vir jou, benoem die dele wat A en B gemerk is. So A hierso, kyk onthou, as daar twee sulke goeders apart is, weg van mekaar af, dan is dit jou sleepringe. En in elk geval die feit dat hulle gesê dis 'n wisselstroom opwekker, hulle moes eintlik dit vir jou gesê het, maar dit gee ook vir jou 'n klou, het vir jou 'n klou gegee dat A is sleepringe, by, ons maak net hierdie kleiner, by jou gelykstroom het jy die splittering kommutator. Okay? En dan B is hierdie goedjies hierso, dis jou koolstofborsels. Okay, so onthou jy moet die parte kan identifiseer en jy moet hulle funksies ook ken. So hulle kan vir jou vra wat is die funksie van die koolstofborsel of so. Okay, dan by nommer 2 vra hulle vir jou in watter rigting moet segment PQ, so ek gaan hom sommer highlight dat ons net, maar ek kan sien dis daai deel waarmee ons werk. In watter rigting moet PQ geroteer word om die stroomrigting soos in die diagram aangedui te veroorsaak? Skryf kloksewys of antikloksewys. Nou ek sien, om een of ander rede het hulle vir jou in die prentjie daar 'n rigting gegee, maar as hulle dit so maak, moet nou nie aanneem dit is reg nie, want dit kon dalk wees soos dis die scenario, maar as jy wil hê die stroom moet so vloei, wat ter rigting. So onthou die stroomvloei hierso sien ons, hy gaan af daarso, so hy gaan so al in die ronde. So hy gaan daar. So jy gaan of sê dis van P na Q of van Q na P as jy die stroomrigting moet aandui, maar in hierdie geval sê hulle mos vir jou, hy gaan dan, ek dink ek het dit nou net bietjie toegemaak, hy gaan daar op. So wat jy doen wanneer jy stroomrigting of die draai kloksewys of antikloksewys doen, die ding wat jy eers moet doen is jy met jou pen neersit. Want een van twee goeders gebeur. Jy is regs en jy is haastig, so dan, omdat jy klaar jou pen in jou regterhand het, gebruik jy jou oop hand om dit te doen. En dan gebruik jy die linkerhand, wat ons eintlik moet gebruik by motors. Vir die generators kort jy jou regterhand. Of party kinders is regs, so hulle gebruik net altyd hulle regterhand en dan vergeet hulle, okay, by 'n motor moet jy jou linkerhand gebruik. So wat ek wil hê jy moet doen is die oomblik wat jy sien, dis 'n generator of 'n motor, dan skryf jy sommer vir jouself daarby, ons gaan met ons regterhand werk of ons gaan met ons linkerhand werk. In hierdie geval met die generator gaan ons regs werk. As sit jy jou pen neer dat jou hand oop is, want andersins gaan jy jou linkerhand gebruik. Nou onthou, dis soos jou FBI geweertjie. F, jou duim, is die rigting van die krag, B is die rigting van die magneetveld, altyd noord na suid, en I, jou middelvinger, is die rigting van die stroom. So wat ons nou gaan doen is ons weer die stroom
en ons weet die magneetveld, ons wil weet in watter rigting gaan die krag wees. So nou, ek sê altyd vir die kinders, as jy weet wat die magnete is, dan doen jy hom eers. Doen eers jou wysvinger. So hy moet van noord na suid wys, so jy gaan jou hand nou draai dat jou wysvinger na regs wys. Nou gaan jy of jou hand so hou soos wat hy is, dan wys jou middelvinger voor jou, wat beteken die stroom gaan in die bladsy in, of jy gaan jou hand draai, dan wys jou duim af en jou middelvinger wys terug. Okay, so nou kyk jy net, maar ons stroom wys dat hy in die bladsy ingaan, wat beteken jy gaan jou middelvinger wys, dat hy in die bladsy inwys. Dan is jou duim in 'n opwaartse posisie, wat beteken die krag op daai gedeelte van die spoel moet opwaarts wees. Wat beteken as daai deel opwaarts is, dan gaan die deel afwaarts wees. Jy kan 'n toets, as jy jou hand gebruik vir hierdie gedeelte, kan jy toets, hy gaan ook af wees, en dit beteken hy gaan dan so draai. So daai prentjie was eintlik akkuraat toe hulle gesê het, hy gaan so, maar hulle moes dit nie eintlik vir jou aangedui het nie. Of hulle kon vir jou dit andersom gevra het, hulle kon vir jou daai rotasie gegee het en gevra het in watter rigting, soos wat ons nou gesê het, gaan die stroom, dan weer jy wys eers jou wysvinger van noord na suid, dan wys jy jou duim op of af. So op of af beteken in watter rigting gaan daai gedeelte waarna ons kyk, want onthou jy kyk na 'n spesifieke gedeelte, jy kyk nie na die hele spoel nie, jy kyk nie net daar of net daar nie. Daai gedeelte, gaan hy op of gaan hy af? As hy opgaan, dan beteken dit jou duim wys op. As hy afgaan, dan beteken dit jou duim wys af, en dan kyk jy net in watter rigting wys jou middelvinger. Gaan hy in die bladsy in, dat die stroom so gaan, of wys hy na jou toe dat hy die stroom in daai rigting gaan? Okay. Julle alright met daai hand ding? Okay. Dan sê hulle by 3.3, skryf 2 veranderinge neer wat gedoen kan word om die lewering van die opwekker te verbeter. Nou dit is 'n paar goedjies, is altyd dieselfde ou goedjies. Jy kan sterker magnete hê, wat vir jou 'n sterker magneetveld gee. Jy kan meer windings in jou spoel hê. Jy kan die rotasiespoed verhoog. Want onthou, by 'n generator draai jy dit, en as gevolg van die beweging van 'n geleier binne in 'n magneetveld, word 'n stroom geïndiseer en 'n EMK geïndiseer. Dis anders by motors. By motors draai die ding self, of is daar klare stroom, en die stroom veroorsaak dat hy draai. So dan kan jy nie byvoorbeeld sê rotasiespoed nie. Wat nog? Ons het daai, jy kan, ja, dis maar redelik daai goedjies. Dan sê hulle vir jou, watter veranderinge, en hier moet julle mooi lees, want hulle vang julle partykeer uit. Watter veranderinge moet aan die wisselstroom opwekker aangebring word, om dit as 'n gelykstroom motor te laat funksioneer. So hulle verander nie net die wisselstroom na gelykstroom nie, hulle verander ook die feit dat dit 'n generator is na 'n motor. So jy moet albei die veranderinge noem, dis hoekom hy 2 punte tel, maar ook 'n partykeer dan tel hy ook maar net 2 punte. Okay, so as ons wil gaan van wisselstroom na gelykstroom, is die een ding wat ons moet doen, ons moet jou sleepringe, lelik skrifvinge, ons moet die sleepringe vervang met 'n splitring kommutator. Dis die een ding wat ons moet doen. Dan wil ons ook hê, dit moet gaan van 'n generator na 'n motor toe, 'n opwekker na 'n motor. So onthou, 'n generator het 'n draaimeganisme, want jy moet dit self draai, en jou motor het 'n kragbron, het 'n battery of so. So jy gaan sê, jy vervang jou draaimeganisme met 'n kragbron. Okay.
Dan sê hulle vir jou die opgewekte EMK teenoor tydgrafiek vir die wisselstroomopwekker word getoon. Teken 'n grafiek om aan te toon hoe die bogenoemde golfvorm verander indien enigsins nadat die opwekker in 'n gelykstroomopwekker verander het. So onthou, jy moet net met die grafiek, dis altyd hy dieselfde tipe vorm afhangende van in watse posisie hy begin. So julle gaan sien daarso in die opsommingkies en altyd in julle handboeke sê dit ook soos byvoorbeeld in hierdie posisie as hy so is, het hy 'n geïndiseerde EMK van 0, dan daai is as hy nou draai dat hy so lyk, daai is as hy weer so is, daai is as hy weer so is. So julle moet net altyd mooi kyk, onthou hierdie is een volledige rotasie, is net een sinusgolf. So jy moet net altyd kyk waar wil hulle hê moet jy jou grafiek begin teken, want hulle sê partykeer begin hom uit 'n horisontale posisie en dan moet dit anders werk. Wil julle hê ek moet vir julle verduidelik hoekom hy wanneer hy maksimum of minimum of 0 of julle alright met daai? Okay. So dan, jy moet net altyd seker maak as jy die grafiek oorteken dat jy dieselfde hoeveelheid golwe het in jou twee verskillende grafieke. Wat beteken hierdie een het 2 golwe, wat beteken jou gelykstroom moet ook 2 golwe hê, maar onthou wisselstroom, wisselkante. Gelykstroom bly in dieselfde kant, so dis die bergies. So hy gaan dieselfde vorm hê, daar, op dieselfde hoogte, maar dan daai enetjie gaan daar. Hierdie ene bly dieselfde, maar daai onderste ene kom dan daar. So die bergies is die gelykstroom, want hulle is almal aan dieselfde kant, die wisselstroom is wanneer hy so maak. So maak net seker dat jy moet ook dan net 4 bergies hê, andersins gaan jy nie daar jou punte kry nie. En net so terloops, jou golf vir 'n geïndiseerde EMK en die golf vir 'n geïndiseerde stroom het altyd dieselfde vorm. Okay. En dan sê hulle noem 2 voordele vir die gebruik van wisselstroom eerder as gelykstroom vir langafstandtransmissie van elektriese krag. So met die wisselstroom kan jy vir langer afstande daar is nie eens baie belangrik minder energieverlies in jou kabels. Kom ons dink net gou. Dus jy kan dit maklik verhoog of jy kan maklik jou wisselstroom verhoog of verlaag. En dis makliker in elk geval om wisselstroom oor te skakel na gelykstroom as wat dit is om gelykstroom oor te skakel na wisselstroom. Maar die belangrikste een eintlik hierso, of die belangrikste 2 is hierdie eerste 2. Hy kan vir langer afstande, omdat daar minder energie verlies is in die kabels en hy kan makliker verhoog of verlaag. Hierdie is 'n tipiese generator vraag in jou eksamen. Het julle enige vragies oor hom? Oor hoe 'n generator werk? Ek het in elk geval 'n videoetjie oor generators en ek het 'n videoetjie oor motors vir die graad 12. So ek gaan hulle ook vir julle stuur. Hulle is op die graad 12 playlist en dan kan julle, want daar gaan ek in baie detail in hoe die goedjies werk, maar hierdie is nou maar net voorbeelde van vrae. Hoe is dit met daai skets van wisselstroom en gelykstroom? Hoekom sal ek 'n punt verloor as ek soos 1 meter golf berg teken dan? Hulle is net baie punte nodig daaroor, want hulle soek altyd vir 'n spesifieke hoeveelheid rotasies of die grafieke moet mekaar match. Jy sou sien in graad 10 met die golwe ook, as hulle vir jou vra hoe teken die grafiek van 'n verhoogde amplitude of laer toonhoogte of sulke tipe goeders. Hy moet hulle sin match, want hy sê teken hom oor, maar maak hom gelykstroom. So dis hoekom hulle baie punte nodig is daarop. Okay, so die volgende ene is weer oor motors. So dit sê elektriese motors word in pompe, waaiers en kompressors gebruik. Elektriese motors kan of wisselstroom of gelykstroom wees. Die diagram hieronder illustreer een van hierdie tipes elektriese motors. Watter tipe elektriese motor, gelykstroom of wisselstroom word in die diagram geïllustreer? Gee 'n rede vir jou antwoord, so jy kyk altyd daar.
Jy kyk, het hy sleepringe, dan is hy wisselstroom, of het hy splitring kommutator, dan is hy gelykstroom. Hierdie, sien julle, hy het nie twee aparte ringe nie. Hierdie is 'n splitring kommutator, so dit beteken hy is gelykstroom. En die rede wat jy dan vir hulle gaan sê is omdat hy 'n splitring kommutator het. Hierdie kleur is nou nie so goed op die swart nie, maar toe maar daar sê. Okay. Dan vra hulle vir jou, in watter rigting vloei die stroom in deel AB? Kom ons haal uit sommer daai deel. AB daar. Van die spoel in die diagram, indien die spoel in 'n kloksgewyse rigting roteer. Okay, so kloksgewys beteken hierdie kant is besig om op te beweeg en hierdie kant is besig om af te beweeg. So jy maak sommer vir jouself so 'n pyltjie dat jy net kan weet in watter rigting moet jy jou duim wys. So nou weer eens, jy sit jou pen neer, dat jy nou mooi net fokus, gaan ons linkerhand of regterhand werk. Linkerhand is vir die motor, nee, want ons ry aan die linkerkant van die pad. Meeste van ons is reg, so as jy 'n generator sou start, dan gebruik jy jou regterhand. So ons gaan nou ons linkerhand vat, weer eens, FPI geweertjie, F is die rigting van die krag, B is jou wysvinger is die rigting van die magneetveld, altyd noord na suid, en I, die middelvinger is jou stroom. So jy gaan hom nou wys, jou linkerhand, dat hy na regs wys, nee, noord na suid. Dan gaan jy nou kyk, jou duim gaan vir jou sê, in watter rigting gaan daai deel beweeg. So ons het nou net 'n pyltjie gemaak om te sê dat daai deel AB moet opbeweeg. As hy antiklokse wys was en so hy afbeweeg en dan jou duim gedraai dat hy afwys. Maar nou gaan jou duim opwys, wat beteken jou middelvinger is nou besig, as jou hand reg hou, is jou middelvinger besig om na jou toe te wys. Wat beteken die stroom moet ook na jou toe kom. Dit moet van B na A toe gaan, so. Dis ook hoekom hulle nie vir jou die battery hier ingesit het nie, want onthou, as jy kyk na die battery, jou konvensionele stroom is altyd van die positiewe deel, dis mos die langer gedeelte, na die negatiewe deel. So, want partykeer dan kan dit vir julle, met van die generators en motors en goed, met die motors kan dit vir julle help, met die rigting van die stroom, maar dis ook om hulle daai ene uithaal. Dan sê hulle vir jou, skryf die funksie van daai splitring kommutator neer. En sy funksie is om seker te maak dat hierdie gelykstroom is. So die rede hoekom dit gelykstroom is omdat elke keer as hierdie ding hierdie is nou sy horisontale posisie, elke keer as hy in 'n vertikale posisie is, dan verander hy die rigting van die stroomvloei. Want wat gebeur is, met jou sleepringe, soos wat ons gehad het op die vorige bladsy, was daai deel van my spoel die heeltyd connected in dieselfde sleepring en daai ene was die heeltyd connected in dieselfde sleepring. So hulle het die heeltyd saam met die spoel het hulle beweeg. So, want wat nou gebeur as jy jou linkerhand gebruik hier met die motor en jy werk met jou sleepringe, dan sal jy sien, as ons die heeltyd kyk na AB, as hy in hierdie posisie is sy stroom besig om af te gaan. Nou gaan hy nog 'n draai verder, nou is hy vertikaal, en dan gaan hy nog 'n draai verder, dan is hy nou daar. Maar in daai gedeelte is die stroom altyd besig om van daar na daar te beweeg. So ons kyk nog na dieselfde deel van die spoel, eers was hy daar, nou sit hy daar, maar hier vloei die stroom daar, van B na A, en hierso sou hy dan gevloei het van A na B. En dis hoekom ons sê dis wisselstroom, want die stroom verander die heeltyd van rigting in daai spesifieke gedeelte van my spoel. Maar met die splitring kommutator, daai splitringe bly die heeltyd op dieselfde plek, daai spoel draai onafhanklik van hom. So byvoorbeeld in hierdie posisie is hierdie deel van die spoel connected aan daai splitring kommutator en hierdie gedeelte van die spoel is connected aan daai splitring kommutator. As hy nou draai, dan is hierdie gedeelte van die spoel nou by daai ene en hierdie ene se gedeelte by die spoel is by daai ene. So wat dit beteken is, omdat AB, nou is hy hier, nou gaan hy daai kant toe. Maar hy is nou nog steeds connected aan dieselfde sleepring soos wat hy nou was nie. Hy is nou connected nie meer aan daai ene, maar aan daai ene. En dis hoekom die rigting van die stroom dan die heeltyd dieselfde is, want hy laat dit eintlik so omswaai, want dis nie elke keer
daai AB wat connected is aan daai ene nie. So met ander woorde, selfs as CD nou daar kom, gaan die stroom weer daar, gaan die stroom nog steeds so afbeweeg. Wat beteken, die deel van die spoel wat connected is aan daai splittering commutator, gaan die hele tyd die stroom kry dat hy in hom ingaan. Waar hierdie splittering is nie die hele tyd connected aan daai stukkie draad nie. So of CD nou by hom is of AB nou by hom is, die een wat aan hom raak, sy stroom gaan die hele tyd uit hom uit in daai rigting. So dis hoe hy dit maak dat die hele tyd gelykstroom is. Okay, maar ja, so sy funksie is eintlik maar net dit verseker dat dit gelykstroom is deur die rigting van die stroom elke keer te verander as dit in 'n vertikale posisie is. En die funksie van die koolstofborsels, daai oudjies is daar om kontak te maak tussen die splittering daar by jou spoel en jou eksterne stroombaan. Hulle is daar vir die kontak. Dan vra hulle vir jou, en ek bly hierdie vraagie is nou hier in, want julle het nou gesê, ek hoef nie vir julle die grafiek te verduidelik nie, maar nou gaan ons in 'n geval die grafiek verduidelik. Sal die spoel 'n maksimum of 'n minimum draai effek ondervind as dit nie posisie soos is soos in die diagram hieronder. So daai draai effek het op die ouende 'n invloed op die geïndiseerde EMK. En hoe dit werk, of jy weet, soos, want onthou ons verskaf ons nou die stroom en hy draai. So hoe vinniger hy draai, het te doen met of die krag wat op hom is, het 'n effek op hoe vinnig hy draai. En 'n manier, die posisie waar hy is relatief tot jou magneetveld, het 'n effek op dit. Want wat gebeur is, jy kyk altyd na die spoel se normaal met die oppervlak. So onthou die oppervlak, dis ons nou hierdie gedeelte. Nou die normaal is ons altyd loodreg op die oppervlakte, né? So my normaal loop daar. So as jy wil weet waar gaan die geïndiseerde EMK 'n maksimum wees of 'n minimum, of waar gaan die draai effek 'n maksimum of 'n minimum wees, gaan dit oor die hoeveelheid veldlyne wat daai normaal sny. Want ons kyk eintlik na daar's baie groot woorde soos die verandering in die magnetiese vloedkoppeling en allerlei sulke tipe goeders, maar vir julle op 'n baie basiese vlak vir julle om te bepaal waar is hy 'n maksimum, waar is hy 'n minimum, sodat jy ook die vorm van jou grafiek kan bepaal, is jy kyk daar waar hierdie normaal, hy werk amper soos 'n messie. En onthou jou veldlyne loop ons nou altyd van noord na suid, so hulle sal so loop. Daar waar jou messie die meeste aantal lyne sny, is waar die geïndiseerde EMK 'n maksimum gaan wees. Daar waar hy die minste veldlyne sny, is daar waar hy 'n minimum gaan wees. So in hierdie posisie sny hy soveel as moontlik veldlyne, wat beteken hy gaan sy geïndiseerde EMK en die draai effek gaan 'n maksimum wees. As die spoel so, as die magneet nou daar was, en die ander magneet is daar, en hy is so in 'n vertikale posisie gedraai, né? Dan het jou veldlyne mos nou so geloop, en jou normaal met die oppervlak is mos nou loodreg, so hy het ook so geloop. So sien julle, in daai posisie sny hy geen van die veldlyne nie. Wat beteken die geïndiseerde EMK is 'n minimum daarso. Okay. En die draai effek is 'n minimum. So dis ook hoe jou grafiek werk. As jy sê net maar die geïndiseerde EMK moet teken, en hulle sê vir jou hy moet sê net maar in hierdie posisie begin, né? So plat. Dan het jy hom nie daaronder begin nie. Dan het jy hom nie daaronder begin nie, dan moes jy hom bo begin het. So dan het jy hom gemaak dat hy afgaan tot daar waar hy in 'n vertikale posisie is, dan sny hy geen veldlyne nie, so dan is die geïndiseerde EMK minimum. Dan onthou hierdie is gelykstroom, so hy sou nou maar net 'n bultjies gemaak het, en hy sou weer daarbo geëindig het, maar sê nou maar dit was wisselstroom, dan het hy weer afgegaan, en dit is ook 'n maksimum, maar net in die teenoorgestelde rigting. Onthou ons kyk net na die waardes daar, die tekens gee net vir jou die rigting van die stroomvloei, daai tipe van ding, ons kyk maar na die waardes daar, en dan was hy weer
in 'n horisontale posisie daarna, wat beteken die geïndiseerde EMK's moet nou 'n maksimum weer, en dan het ons hom weer na 'n vertikale posisie gedraai, en dan het hy nou weer 'n minimum gehad, waar is hy nou, en dan was hy weer in sy oorspronklike posisie, waar hy weer so horisontaal was in 'n maksimum gehad het. So hulle kan hom vir jou vra dat jy hom so ook moet teken. En jou volts en jou stroom sal dieselfde tipe vorm hê as ons nou kyk na die generators en die motors. Baie van die generators en motors se goed is dieselfde. Dat jy dieselfde tipe apparaat komponente, nee, jy nog steeds of dit nou 'n generator of 'n motor is, daar's nog steeds splittering kommutators, daar's nog steeds sleepringe, daar's nog steeds koolstofborsels, jy het nog steeds die grafieke, dis dieselfde tipe goedjies oor en oor en oor. OK, dan vra hulle noem een manier waarop die draai-effek vergroot kan word, so dis nou weer dieselfde tipe ding, jy gebruik jou sterker magnete, maar nou kan jy nie sê roteer hom vinniger nie, want jy verskaf 'n stroom en die stroom laat hom draai. So nou kan jy verhoog die stroom. een sterker stroom. Maar wat nog steeds waar is, jy kan nog steeds meer windings in jou spoel hê. So dis net sulke fyn details, sulke nitty-gritty goedjies wat daar is. En dan kom ons net gou die laaste ene, op watter beginsel werk die generator, as jy hom nou in 'n generator sou verander, dis elektromagnetiese induksie. Hierdie is 'n baie algemene vraag, en dan die sketsgrafiek, julle sal hom nou self kon geteken het. Vir die gelykstroom sou hy nou maar net die bergies gehad het. Okay.